Februarie 2026. Hierdie briekmerk is 'n ware loskanon. Die briekmerk gaan oor hierdie kwessie van boer of Afrikaner. In die laaste paar dae was ek nou opgelet in een van die groepe wat ek volg, dat daar is baie Afrikaners daar, wat die stelling maak dat die boer en Afrikaner is sinoniem. Nou daardie soort van semantiek gaan ek glad nie akkommodeer nie. En ek wil nie in hierdie briekmerk 'n lang geskiedkundige verhaal vertel nie, maar ek gaan dit kort opsom. Ons voorsate het in die Kaap aangekom, uit gemeenskaplike voorouers uit Europa uit. Mense wat gevlug het, hoofsaaklik vir hulle godsdiensvervolging wat daar gebeur het in Europa. En hulle hier in die Kaap aangekom, en baie gou het 'n groep van daardie mense wegbeweeg ooswaarts. Was aanvanklik genoem die Vryburgers. En hulle het weggewyk, omdat hulle nie onder die kroon se gesag wou wees nie. 'n ander groep het daar gebly in die Kaap. En dit is die kroon onderdane. Nou hierdie Vryburgers het meer en meer oos gewyk om verder weg te kom van die kroon af, want hulle het hierdie drang na vryheid gehad. En soos wat hulle wegbeweeg het en meer onafhanklik van die Kaap begin opereer en funksioneer het die mense in die Kaap al hoe meer kriewelrig geraak. En hulle stuur die predikante, onthou daai predikante is staatsamptenare gewees hoor, onder daardie burgers in. En op allerlei wreedaardige maniere is die burgers gedwing om die gesag van die kerk te aanvaar. Daar is die verhale wat vertel word van hoe kinders, burgerkinders, tussen wawiele vasgemaak is en dan uit mekaar uitgeskeer is letterlik, om die ouers nou soort van tot bekering te bring. Hierdie dade het die burgers al meer en meer laat wegwyk. En toe die groot trek kom, is dit opvallend dat nie een predikant was bereid om saam met die groot trek te gaan nie. Nee, die kerk het daardie trekkers onder sensuur geplaas. Hierdie mense het die binneland ingewyk om weg te kom van die kroon af. En sover hulle gegaan het, het hulle 'n stryd gevoer vir oorlewing. En hulle het, dit was die oorsprong van die boer stam van Suiderland. En daardie mense is verrenoveer deur inboorlinge wat deur die kroon onderdane omgekoop en aangehits is om die boere aan te val. Maar die boere het vasgebyt en al verder en verder noord gewyk. En soos wat hulle dorpe gestig het en plekke mak gemaak het en republiekies gestig het, het hierdie kroon se main attack force, die predikante, hulle agtervolg en elke dorp ingeneem. En nie lank nie dan is hulle soort van in beheer, maar dan wyk die boere maar weer uit. En so breek die boereoorlog uit en die tweede boereoorlog was erg. Want op daardie stadium was die kroon gedetermineerd om daardie boererepublieke in die hande te kry vir die rykdom van daardie republieke. Nou ongelooflike goed het in daardie oorlog gebeur. 'n Groot klomp van hierdie wat hulle self vandag Afrikaners noem, se voorsate, het saam met die Britte teen die boere geveg. Terwyl die boer seuns van tot so jonk as 14 jaar agter klippe en in slote gelê het en geveg het vir hulle lewens, het hierdie Afrikaner elite se kinders die kroonfasiliteite gebruik en met hulle brilkrem kyfies in die klas gesit en hulle self akademies verbeter. Maar daardie boerseuns het in die stof gelê
en geveg vir hulle lewens. Baie van hulle kon nie eers ordentlik lees en skryf nie, maar hulle het geveg vir oorlewing. Die Afrikaner dogtertjies het met hulle fyn rokkies en lokkies meer gekultiveerd geraak, terwyl die boeredogters en boeremeisies se angskrete oor die vlaktes gegaan het, soos wat hulle misbruik is deur Britte en nog erger van die Britte se swart lakkeie. En wat die skokkendste is dat daar was Afrikaners. Ja, Afrikaners, wat daardie meisies uit die kampe uitgehaal het en aan die Britse soldate gegee het vir misbruik. Dit is dinge hierdie waaroor niemand wil praat nie en wat niemand oor wil skryf nie. Maar dis dinge wat gebeur het. Liederlike goed. En baie van julle oningeligtes besef dit nie. Maar baie van die konsentrasiekampe was onder Afrikaner bestuur. En dan kom daar die Afrikaner dominees wat die konsentrasiekampe besoek en dan rapporteer hy terug in die Kaap dat die boere moet dankbaar wees dat die Britte hulle ontferm het oor die boere en hulle in die kampe gesit het vir hulle eie beskerming. Dis die soort goed wat die kern vorm van hierdie konstrukt wat julle Afrikaners noem. En dan daarna die boereoorlog. Ja, die boereoorlog hoor. Ek weet daar is van julle sotte wat dit die Afrikaneroorlog wil noem. Het die ding begin deur die Kaapse elite. En wat het hulle daar in die Kaap gedoen? Die grootste goed wat hulle reg gekry het, wat opgeteken is in die geskiedenis, was hulle taalstryd. Wat is 'n taal? 'n Taal is 'n kommunikasiemedium. 'n Taal is nie 'n vereiste om jou aanspraak te kan laat maak op 'n kultuuridentiteit nie hoor. In elk geval het hulle daai hele taalding daar gevoer, en dis waarop hulle staan. En vir hulle gaan alles oor Afrikaans. Nou na 1905 het hierdie elite 'n kampanje geloods om al die blankes in Suid-Afrika Afrikaners te maak. Die Afrikaans sprekende blankes. Dit het die boere ingesluit met totale ignorering van die boer se kultuuridentiteit. Die boer was erg verinneweer deur die oorlog en hulle plase was afgebrand en verwoes. Hulle moes uit stof en as opstaan en hulle het dit gedoen terwille van oorlewing, maar dit het ook 'n gevolg gehad dat daar 'n geweldige klomp bitterarm boere was, wat geen heenkome gehad het anders as om uit te wyk na die myne toe, om te werk as arbeiders nie. So, hulle was daar al gebrandmerk as laagklas burgers. Maar die Afrikaner elite het hierdie Afrikaner konstrukt gedryf, en as jy mooi gaan diep navorsing doen, dan sal jy agterkom, groot motiveerders agter hierdie Afrikaner ding was budgies. Nou, ja, ek noem hulle budgies, want anders het ek weer ander probleme, wat julle Afrikaners nie meer sukkel nie, maar ons boere, ons sukkel met dit. Want al die sisteme is versterk en gelaai teen die boer. So het ek groot geword, met net een ding in my kop, ek is 'n Afrikaner. En op 70-jarige ouderdom het Lets Pretorius en Witsbuis my oë oopgemaak. En ek was die bliksem, toe ek uitvind hoe's daar vir my gelieg. En toe ek die oggend finaal besef, wat is gedoen, het ek brutaal gesê, ek is 'n boer, ek is nie 'n Afrikaner nie. Nou op hierdie groepe, is hierdie Afrikaners met hulle dinge besig, en ons sien, wat doen hulle. Kyk wat hier daar by die Voortrekker Monument gebeur, toe daar die sogenaamde Afrikaner verdrag daar geteken is. Dis 'n gatkryp verdrag, man. Dis nie Afrika, jy kan dit niks anders noem nie. Gatkrypery, dis wat dit is. En dan hierdie veel besproke 40 wat met hulle storie uitgekom het en so. Dis alles Afrikaners. Almal Afrikaners, nie boere nie. Maar die probleem is, die boer kultuuridentiteit was so verswelg en onder die mat ingevee,
dat 'n geweldige groot groep boerkinders word groot, salig onder die indruk hulle is Afrikaners. Salig onbewus van die bestaan van die boeridentiteit. En nou begin dit ontwaak. En daardie ontwaking word erger. En elke een wat tot daardie besef kom, maar ek is 'n boer, ek is nie 'n Afrikaner nie, is nog een stem by in die koor. Nou, die Afrikaners veg met mag en krag om daardie boeridentiteit verswyg te hou, want hulle het die boerse kultuurgeskiedenis onteien vir hulle self. Want as jy objektief eerlik na dit gaan kyk, en jy vat die boerse kultuurgeskiedenis weg uit die Afrikaner konstrukt uit, dan het die Afrikaner niks, behalwe 'n geskiedenis van getroue kroon onderdaan en hulle taalstryd. Dis al wat hulle het, niks anders nie. Nou, elkeen van julle wat na my luister, wat tot die besef kom, jy's 'n boer, en jy sê dit dan, ek is 'n boer, wie is jy? Is 'n stem by in die koor. En dan is daar mos daai lied wat sê, en hoor jy die magtige dreuning. Nou die Afrikaners hoor daar die dreuning. Hulle is franties besig om te probeer veg vir hulle eie oorlewing. En hulle doen dit met instrumente wat hulle geskep het, met die samewerking van boere. Boere wat nie bewus was, hulle was boere nie, hulle is boere nie. En daarom het vir hulle instansies gegee, wat mag het vandag. En kyk nou na hierdie storie van Roots met sy Lex Patria en daai Amerikaners wat nou aan die gang is. Weer 'n keer 'n groot getal mense wat eintlik boere is, ondersteun daardie blindelings. Nou moet julle verstaan, die Afrikanerse geskiedenis sal vir jou duidelik wys. In hulle oë is die boer 'n second class citizen. Hulle is die elite en hulle is die ene wat die lig vang. Nou, as ons boere gaan stil sit en stil bly en laat organisasies soos AfriForum en Solidariteit en Lex Patria en al daai, dat hulle nou koinsys vir selfbeskikking onderhandel en vir grondgebied onderhandel, moet jy boer baie goed verstaan. In daardie grondgebied gaan jy weer eens net 'n slaaf van die Afrikaner wees. Hulle gaan die kitaar slaan, maar hulle het niks om op te staan en te sê hulle verdien 'n grondgebied nie, want hulle het nooit 'n grondgebied gehad nie. Hulle was goeie kroononderdane. So, my boodskap aan julle boere vandag is, staan op en sê met trots, ek is 'n boer, wie is jy? En kyk dan, as julle dit begin doen, hoeveel boere is ons werklik? Want ons is gebrainwash om te laat verstaan, ons is eintlik 'n nie saakmakende minderheid. My gevoel is, ons is actually die meerderheid, maar ons is so gebrainwash om te glo, die Afrikaner, hulle is die mynmanne. Nou, briekmerke staan onverskonend vir die boer. Dis al. Ek werk nie saam met Afrikaner organisasies nie. Ek sal nie saam met hulle werk nie. Tot op die dag dat hulle dit openlik en in die publiek erken, dat daar is 'n ding soos 'n boeridentiteit. En totdat hulle erken dat die boer se kultuurgeskiedenis is deur hulle soort van gecapture. Dis mos die bekende woord daarvoor. Vir hulle eie gewin. Dit is nie hulle geskiedenis nie. Dit is nie hulle geskiedenis nie. Tot daardie dag sal ek nie saam met hulle werk nie. Maak nie saak wat hulle beloftes is nie. Want eerstens vertrou ek hulle beloftes glad nie. En dan is dit weer so. Ek kan nie
vergeet wat Afrikaners aan my voorsate gedoen het nie. Ek kan dit nie vergeet nie. My eie oupa is deur 'n fucking Afrikaner deur die kop geskiet tydens die 1914 rebellie. Gelukkig was dit nie 'n doodskoot nie, anders was ek nie hier nie. Maar dis wat gebeur het. En ek sê vir jou, wat na my luister, as jy sekerheid in jou gemoed het, jy's 'n boer, dan beter jy opstaan en sê, ek is 'n boer. Ek is nie 'n Afrikaner nie. En laat die Afrikaners hulle sondes bely en verskoning kom vra vir ons kultuuridentiteit wat hulle vermoor het en vir ons kultuurgeskiedenis wat hulle gesteel het. Tot die dag dat hulle dit doen, sal hulle nie enige ondersteuning van my kant af kry nie. Want ek is 'n boer. Ek is nie 'n Afrikaner nie. En my voorsate het met bloed betaal vir hierdie land. Nie hulle voorsate nie. Hulle voorsate was kroononderdane, wat deur die kroon beloon is na die oorlog. En boere, wat in interneringskampe oor see gesterf het, wat se gesinne uitgeroei is in konsentrasiekampe, se gronde is aan hierdie joiners gegee, as beloning vir hulle lojaliteit aan die kroon. Ek sê vir jou, boer, moet dit nooit vergeet nie. Jou voorsate se jong meisies is deur Afrikaners aan die Britte gegee, vir misbruik en nog erger die Britte se swart lakeye vir misbruik. En dan gaan luister jy na die woorde van die liedjie Simbamba en dan verstaan jy wat het gebeur. So jy mag dit nooit vergeet nie. Dis wat die Afrikaner aan jou voorsate gedoen het. Nou, hulle wil vir jou baie maklik kom vertel van hierdie storie van die Bybel sê jy moet vergewe. Het gaan nie vir my oor vergifnis nie. Hulle moet baie goed verstaan, ek gaan dit nie vergeet nie. Want hulle het daardie wandade gepleeg en totdat hulle nie hulle sondes bely nie, is daar op my geen verpligting om hulle te vergewe nie. Ek is 'n boer. Wie is jy?